Ons lees vanaand saam uit Hebreërs hoofstuk 9. As 'n mens so met die brief aan die Hebreërs besig is, dan voel jy om uit te roep, wat 'n kosbare skildery van ons Here Jesus, en hoe hy die Ou Testament kom vervul het. En die opskrif hier by Hebreërs 9, die offers van die ou verbond moes gedurig herhaal word, omdat hulle onvolmaak was. Die offer van Christus het eenmaal plaasgevind en was heeltemal voldoende. Pragtige opskrif vir hierdie baie kosbare hoofstuk. Kom ons lees hoofstuk 9 van vers 1 af saam. So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig. Die eerste waarin die kandelaar was en die tafel met die toonbrode wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oorgetrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het. Nou, ek wil net sê, dis nou nie bloei soos in bloed nie. Dit is bloei soos in bloeisels. So dink u self aan 'n staf, 'n ou Afrikaanse woord, 'n kierie, wat eenmal 'n jaar bloeisels tevoorskyn gebring het. Nogal 'n wonderwerk, nê? Nee. En die tafels van die verbond, dis nou die wet op die twee kliptafels. En daarbo op die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel, dis die heiligdom, ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die Eerste Testament
nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalwers en bokke saam met die water en skarlakenrooi wol en hyssop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig. Ek kan ook sê besprinkel volgens die wet. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos dit die mens bestem is om eenmal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Wat 'n aangrypende gedeelte in God se woord. En vanaand praat ek met u oor die beter verbond. Nou, daar is twee woorde wat 'n mens vir verbond kan gebruik, en dit is naamlik 'n testament of 'n verbond. En so het ons die Ou Testament, hier voor Matteus, en ons het die Nuwe Testament, na Matteus. Ons praat ook van die ou verbond en van die nuwe verbond. In 1988 het ons die voorreg gehad om 'n toer Israel te onderneem, en ek het dit nou al moontlik vir u vertel. En dit was nie in ons toerprogram om by hierdie tabernakel aan te gaan nie. Om die waarheid te sê, Dominee Hout, wat op daai stadium hier die predikant was, het gesê, André, daar is nie nog tyd om een dingetjie in te ruim nie, want ek was nou soos 'n kleuter wat aangehou het, kan ons nie hierdie tabernakel gaan opsoek en na hierdie tabernakel gaan kyk nie. En in elk geval toe het Egypt Air ons toerprogram met 'n dag aangeskuif en alles is de mekaar, en waar ons nou eintlik by die Dooie See moes geslaap het in 'n hotel, slaap ons toe in Egipte, en in plaas daarvan dat ons op die Sondag by Salomo se kopermyne moet uitkom, kom ons toe op die Saterdag, op die Joodse Sabbat daaraan. En toe ons by die hek stop, toe sê die ouetjie, jammer, alles is toe, dis Sabbat. En Dominee Hout het net sy hare vasgegryp en gesê, hy het nou nie daaraan gedink nie. Maar toe laat hulle ons toe om in te ry, daar by Timna, by Salomo se kopermyne, en toe ons by die badkamer stop, en ek kyk by die bus se venster uit, toe sien ek hierdie tabernakel, wat ek so gesmag het om te besoek. En baie vinnig het ek agtergekom, hoewel dit baie indrukwekkend is, daar sien u hier in die voorgrond 'n afbeelding van die koper altaar, die brandofferaltaar, en dan sien jy die ingang na die heiligdom toe, en dan na binnekant is dan die voorhangsel na die allerheiligste toe, en as jy nou daar ingaan, was daar nou pragtige replikas van die lampstander en die tafel met die toonbrode, en agter hierdie brandofferaltaar is daar 'n koper waskom, maar hy's nou so bietjie verberg, en ek het nou nie gevoel om nou vanaand dit 'n fotosessie te maak nie, en vir al die foto's te wys nie. Op hierdie toer, ons staan toe, my swaar staan toe hier langs my, hulle was saam, Annetjie se jongste boetie,
En hy's nou baie nuuskierig, hy ken toe op daai stadium glad nie die Bybel nie, nou loer hy saam met my hier oor, is nou Sabbat, alles is toe, daar's niemand, ons staan hier oor die tentseile, staan ons nou in loer, en hy sê vir my nou, wat is dit? Baie nuuskierig, en toe ons weer kyk, toe staan hier 'n dame met tradisionele Israel klere, en sy sê sy's van Nieu-Seeland, en sy's 'n sendeling daar, kan sy ons deurvat. En sy gee toe vir ons die allerwonderlikste toer deur hierdie tabernakel, en vertel vir ons hoe die Here Jesus alles vervul het. Hoe hy die offer is wat gebring is, hoe reiniging deur sy bloed plaasvind, die koper waskom, hoe hy die lig van die wêreld is, wat gekom het om die duisternis te verdryf, hoe hy die brood van die lewe is, en as jy van hierdie brood eet, sal jy nooit weer honger kry nie, en hoe die voorhangsel geskeur het toe hy gekruisig is. En ek sal nooit vergeet nie, dit het my swaar so aangegryp. Toe ons daar ry, toe kom sit my swaar voor op die trappie van die bus by oom Fred, by Dominee Hout, en hy het hom behoorlik uitgevra oor hierdie tabernakel, en ek sit nou net so agter hulle, en ek het hierdie pragtige foto in die bus se spieeltjie geneem, waar hulle nou oor die tabernakel sit en gesels, en weet jy, my sware 3 aande na dit het hy kragdadig tot bekering gekom, en ek glo dat ook die boodskap uit die tabernakel uit, baie duidelike invloed gehad het, om hom tot oortuiging van sy sonde te bring, en dat Jesus die enigste antwoord vir sy sonde is. Hoe indrukwekkend dit nou ook al is, dis maar net 'n replika, daar was nie 'n wolkkolom nie, daar was nie 'n vuurkolom nie, die teenwoordigheid van die Here was nie soos in die Ou Testament, daar gewees nie, dis maar soos 'n museum, nê? En dit het my so laat dink ook aan wat die Hebreërskrywer vir ons eintlik in hierdie hoofstuk wil kom leer, dat selfs die ou verbond met sy ritusse, sy erediens en sy heiligdomme, die tabernakel en later die tempel, nie die egte was nie, maar 'n skaduwee van die egte. 'n heenwysing na Christus wat die egte is. So hoe wonderlik en hoe indrukwekkend ook al, die Here Jesus het die Ou Testamentiese tabernakel met alles wat daar binne gebeur het hy kom vervul. En Hebreërs 9 wys vir ons dat die ou verbond met sy tabernakel, met sy priesters, met sy offers, met sy ritusse, met alles wat daar in die tabernakel en later in die tempel gebeur het, slegs tydelik was en slegs heen gewys het na die volmaakte tabernakel en die nuwe verbond en die volmaakte hoëpriester en die volmaakte eenmalige offer wat gebring is. En as 'n mens dan nou Hebreërs 9 bestudeer, dan kan jy hierdie hoofstuk in 4 dele verdeel, wat ons dan vanaand ook so gaan doen. Jy kan dit seker op baie ander maniere ook doen. Maar ons gaan kyk na 4 gedagtes vanaand. In die eerste 10 verse word die beperkings van die ou verbond baie duidelik met ons behandel. En ek gaan nou hierdie 10 verse weer lees. En dan wil ek hê u moet oplet terwyl ons dit weer deurgaan, hoe die Hebreërskrywer eintlik vir ons die beperkings, die tekortkominge van die ou verbond kom uitwys. So kom ons kyk, hy sê, so het dan die eerste verbond, praat hy van die ou verbond, sowel die verordeninge, alles wat die Here verorden het rondom die ou verbond, verordeninge vir die erediens, met ander woorde, hoe die priesters offers moes bring en hoe hulle reiniging moes doen
en hoe die hoëpriester eenmal 'n jaar in die allerheiligste moes ingaan en vir homself en vir die volk versoening gaan doen. Met ander woorde, so dan die eerste verbond, sowel die verordeninge vir die erediens, alles wat hulle moes doen, as ook sy aardse heiligdom, die tabernakel en later die tempel gehad. Hy gaan aan, hy sê, want die tabernakel is so ingerig, dubbelpunt. Die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel met die toonbrode, wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was, en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oorgetrek. Ons kan hier sê indrukwekkend, né? Daai tabernakel en later die tempel was geweldig indrukwekkend. Met goud oorgetrek, waarin die goue kruik met die manna was. Dit is nou manna wat hulle in die woestyn in 'n kruik ingesit het, en dit het behoue gebly, al die jare. Totdat die ark van die verbond weggeraak het, was daai kruik met die manna daarin. En die staf van Aaron wat eenmal 'n jaar bloeisels gekry het. En die tafels van die verbond wat Moses op die berg Sinaï gekry het. En daarbo op gerubs wat die heerlikheid van die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede die hoëpriester alleen, eenmal 'n jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. En dan kom ons nou hier by die verduideliking van die ou verbond en wat dit eintlik beteken. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel standhou nie. Die oomblik toe Jesus aan 'n kruis vasgespijker word, was die voorhangsel nog in een stuk. En daai voorhangsel was in een stuk tot hy uitgeroep het. Dit is volbring. Toe skeur dit. Toe verdwyn die eerste. Toe raak die eerste tot niet en maak dit plek vir die tweede. Vers 9. Al hierdie dinge, dit wat ons nou gelees het in die eerste 8 verse, die tabernakel, die dienste van die priesters, die verordeninge vir die eredienste, alles wat ons gelees het, was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kon maak nie. So alles wat daar gebeur het, was 'n beeld, 'n heenwysing na die teenwoordige, waar Christus nou die volmaakte priester in die volmaakte hemelse tabernakel, die volmaakte offer gebring het, en ook volmaak nou vir ons intree. Hy sê, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge, baptismois, is die woord wat hier gebruik word, verbuiging van die woord doop. So die wassinge wat daar gedoen is in die Ou Testament, wat ons bietjie later van lees, dat alles is besprinkel met bloed. Dis doop in die Ou Testament. En vleeslike verordeninge wat opgelê is, tot op die tyd van herstelling. So, die beperkinge van die ou verbond, sien ons daarin. Kom ek net eers sê, hoe lank het die volk Israel die tabernakel en toe die eerste tempel en toe die tweede tempel gehad? Hoeveel jaar vandat hulle die eerste tabernakel ingerig het, totdat die tweede tempel in 70 na Christus afgebreek is? 1500 jaar wat hulle offers gebring het en die priesters en die hoëpriester die dienste gedoen het.
Die tabernakel het ongeveer 480 jaar lank was dit in werking. Van daar by Sinai totdat Salomo die eerste tempel gebou het. Die eerste tempel, Salomo se tempel, ongeveer 374 jaar. En die tweede tempel wat na die ballingskap gebou is en wat Herodes later vervraai het om die guns van die Jode te wen, ongeveer 586 jaar. So die tweede tempel het by verre die langste gehou, né? Toe verskyn Christus op die toneel. En weet u en ek vanaand, die tyd van die tabernakel en die aardse tempel is uitgedien. Dis hoekom dit afgebreek moes word. In Johannes 2 van vers 19 af, is die Here Jesus aan die woord en hy sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en u sal dit in 3 dae oprig? Duidelik, hulle het nie verstaan wat hy gesê het nie, né? Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Hy het gepraat van die nuwe verbond wat hy gekom het om in te lyf. Nou, die aardse tabernakel en die aardse tempel, het ons nou gelees, was net tydelik. Dit was net 'n heenwysing, dit was net 'n voorbeeld gewees. En al het dit 1500 jaar lank bestaan en voortgeduur, moes Christus in die volheid van die tyd kom. En moes hy die nuwe verbond, die beter verbond, kom oprig. Kyk 'n bietjie net weer na vers 9. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Nou, kom ons kyk 'n bietjie wat se beperkings het die ou verbond met al sy verskillende onderdele gehad. Wat se beperkings was daar? Ek gaan so 'n paar vir u noem en ek gaan dit nou nie eens op die bord projekteer nie. Ek hoop u gaan my kan volg. Die eerste, die offers wat daar gebring is in die Ou Testament, het beperkte versoening teweeggebring. Anders sou dit nie nodig wees om oor en oor en oor te offer nie. Dit was tydelike versoening, dit was beperkte versoening. Die skrif sê dit kon nie die gewetens van die mense reinig nie. Dit kon nie mense nuut maak nie. Dis alleen die Here Jesus, deur sy kosbare bloed waarvan ons vanoggend gehoor het, wat 'n mens se skuld heeltemal kan wegneem. En solank as wat jou skuld nie weggeneem is nie, het ons vanmôre gehoor, is jou gewete baie, baie swaar. En pla jou gewete jou en leef jy onder hierdie druk van die skuld. In terme van die gewete, is daar 3 verse uit Hebreërs wat ek gou met u wil deel. Hoofstuk 9 vers 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Kan jy sien hoe werk God as hy jou red met jou gewete? Hy reinig jou gewete, hy vat jou skuld weg. Hy maak jou gewete skoon, sodat jy die lewende God kan dien. Kom ons kyk na hoofstuk 10 vers 22. En hier word die ondervinding van redding vir ons afgeskilder. Hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid. Kan iemand wat met 'n skuldbelaaide gewete as 'n verlore sondaar nog lewe, kan so iemand toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid? Nee, nooit. Maar as jy gewas is in die bloed van die lam, dan kan jy toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Hoor wat sê hy, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.
Ons gaan nou 'n bietjie daarby stil staan. Dan hoofstuk 13 vers 18. Net gou, ons kyk net hoe werk die Here met ons gewetens. Hy sê, bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. So jy kan sien dat as die Here 'n mens se siel red, dan maak hy jou gewete skoon. Hy reinig jou gewete met die besprinkeling van Jesus se kosbare bloed. F.F. Bruce, kommentaarskrywer, skryf oor hierdie gedagte. Hy sê, the really effective barrier to a man's free access to God is an inward and not a material one. Kom ek vertaal dit gou 'n bietjie in vry Afrikaans. Ons toegang tot God word geblokkeer, nie deur 'n uiterlike hindernis wat ons nou moet gaan oorklouter en gaan oorklim nie, maar deur 'n innerlike hindernis. En hy sê, it exists in his conscience. Hierdie hindernis wat jou toegang tot God blokkeer, rus in jou gewete. Dis jou gewete, jou swaar skuldbelaaide gewete, wat jou toegang tot God afsny, sodat jy met God 'n wonderlike verhouding kan hê nie. So dis die eerste, die ou verbond met sy offers en alles wat daar gepaard gegaan het slegs beperkte versoening tot gevolg gehad. Die tweede, beperkte toegang tot God. Jy weet, die Israeliete kon in die laar wees. En dan kon hulle daar na die middel van die laar toe kyk. En bedags kon hulle 'n wolkkolom sien met hulle oë. En snags kon hulle 'n vuurkolom sien met hulle oë. En dan kon hulle vir mekaar sê, dit wat ons gesing het toe ons diens vanaand begin het, God is hier teenwoordig. Maar weet jy wat? Hulle kon nooit in sy teenwoordigheid inbeweeg. Soos ons vanaand hier in God se teenwoordigheid tyd spandeer. Nooit. Hulle moes altyd op 'n afstand kennis neem. God is hier teenwoordig. Dit het verander. Is alleen maar, ekskuus tog, voor ek kom by dit het verander. Is alleen maar die hoëpriester eenmal 'n jaar wat by die voorhangsel kon in God se teenwoordigheid in. En dan moes hy 'n offer vir homself bring en 'n offer vir die volk om versoening te bewerkstellig. Jaar na jaar na jaar, dit was nooit volkome nie, soos ons nou in die vorige punt gesien het. Wat gebeur toe die Here Jesus uitroep, dit is volbring? Die voorhangsel skeur. Ja, die wolkkolom en die vuurkolom is nie meer daar nie. Maar elke kind van God kan in God se teenwoordigheid tyd spandeer. In teenwoordigheid van die Here Jesus. Hoe wonderlik is dit? Dan het die ou verbond ook fisiese beperkings gehad. Die tabernakel en die tempel was handgemaakte strukture, met mensehande gemaak, hoewel skouspelagtig en indrukwekkend mooi, moes dit opgeslaan en afgeslaan word. Dit vir die volk baie moeite veroorsaak. En kan u dink hoe die volk moes voel toe koning Nebukadneser met sy leers daarop hulle toesak en hulle almal gevange neem en hulle vasbind en hulle aan die kamele of wat ook al hulle meegekom het vasgemaak het en hier sleep hulle weg uit die land uit. Babylon toe, waar Irak vandag is. En toe hulle daar kom te hoor hulle die tempel is gelyk gemaak met die grond. Hoe moes hulle voel? Wat moes deur hulle gemoedere en hulle harte gegaan het, die allerheilige plek waar die teenwoordigheid van God was,
gaan lees bietjie vanaand weer 2 Kronieke 7, die inwyding van die tempel, en die gebed van Salomo, en dan kyk jy hoe God vuur uit die hemel laat neerreën om die brandoffers daar te verteer. Dit was vir hulle as ek nou die woord mag gebruik of nie mag gebruik nie, die ou tempel en die tabernakel was vir die volk Israel 'n ongelooflike plek. 'n Plek wat God se teenwoordigheid weerspieël het. Maar daar was fisiese beperkings. Dit kon afgebreek word en selfs Herodes of die tweede tempel wat Herodes later verfraai het, die is ook in 70 na Christus afgebreek tot op die grond. En daar staan vandag the Dome of the Rock, die koperkoepel van die Islam, né? Jy ken dit seker almal, die prentjie daarvan. So ook die struktuur was beperk, maar die priesters was beperk. Hulle moes maar weer en weer op die brandofferaltaar offers bring. Hulle moes weer en weer daar by die koperwas kom, hulle self besprinkel voor hulle in die heiligdom ingaan om reiniging van hulle sondes te ontvang. Hulle moes weer en weer natuurlik nie met vreemde vuur nie die lamp aan die brand hou. Hulle moes weer en weer van die brood eet wat daar was. Dit was alles dinge wat beperkings gehad het. Nou sê Hebreërs 10 vers 22, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid. Daar's geen beperkings op die nuwe verbond nie. Christus het alles kom vervul. Ons harte besprinkel, deur die besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete in ons liggaam gewas met rein water. Ek wil net ietsie sê oor hierdie harte besprinkel en die liggame gewas. Daar's baie meningsverskil en daar's baie verskillende interpretasies van wat dit beteken. As 'n mens mooi na die konteks kyk, dan blyk dit vir my duidelik dat die Hebreërskrywer vir ons wys hoe kinders van God vrymoedig tot die troon van God kan nader deur Christus se offer en sy hoëpriesterlike bediening. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekering. Dis waaroor dit gaan. Hoe kan ons volle geloofsversekering kry? Wel, in die eerste plek moet jou hart besprinkel wees met die bloed van Christus. Jy moet uit genade gered wees. Anders het jy geen toegang nie. Anders is jy los van die Here. Jy kan miskien baie godsdienstig wees, maar jy's verlore. Jy's sonder God. Jou hart moet besprinkel word met die bloed van Christus. Wat beteken dit dat ons liggame met rein water gewas is? Nou daar's baie mense wat sê dit is die doop en dan verwys hulle veral na die onderdompelingsdoop en sê dit is doop wat jou volkome red. Die bloed red jou so bietjie en dan red die doop jou volkome. Kan nie wees nie. Dis onmoontlik. Hierdie liggaam gewas in rein water wys vir my op een ding, en dit is wat Efesiërs van praat, dat die Here ons met die waterbad van die woord was en ons reinig met die waterbad van die woord. En dat hy ons dan van binne en van buite skoonmaak om die Here met 'n volkome liggaam, siel en gees te dien. Liggame sowel as harte wat die Here dan kan dien. Dit bring ons by ons tweede gedagte. Die volmaakte. Nou ja, dis nou 'n bietjie van 'n lang punt. Die volmaakte, ons kan eintlik maar sê die volmaakte verbond met sy tabernakel, sy offer enkelvoud en sy priester enkelvoud. En hier staan ons stil by verse 11 tot 14. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel,
wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalwes nie, maar met sy eie bloed, eenmal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Vers 13, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Die priesters het oor en oor geoffer, Jesus het eenmaal geoffer. Net eenmaal, nooit weer nie. Hy het sy kosbare bloed gegee eenmaal, as die volmaakte losprys. En het jy mooi gehoor wat sê die Hebreërskrywer, om wat se verlossing teweeg te bring? 'n ewige verlossing. Daarom as Johannes in 1 Johannes 5 vers 13 skryf, dit het ek aan julle geskrywe, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Dan onderstreep dit die ewige verlossing. As dit so sou wees, dat ons uit genade gered word, deur die bloed van Christus, natuurlik geloof, né, in die bloed van Jesus, maar gered moet bly, uit my goeie werke, dan sou dit 'n geweldige weerspreking van die evangelie beteken. Die Here gaan jou nie volmaak red en jou dan aan jou eie lot oorlaat en sê, nou moet jy sorg dat jy gered bly. Jy moet nou perform. As jy nie gaan perform nie, dan het jy moeilikheid. Het jy al ooit van ouers gehoor wat 'n kind ontvang by geboorte, en as die kind so bietjie sy verstand kry, dan sê die pa vir hom, Boeta, jy's 'n bester, jy beter jou soos 'n bester gedra, in die oomblik as jy skeef trap, dan is jy weg. Dan word jy iets anders. Ek sê nou aspres nie 'n ander van nie, maar dan word jy iets anders. Dan is jy nie meer 'n bester nie. Dit werk nie so nie. My kind bly my kind. Vir altyd. Niks kan dit verander nie. Al pleeg hy moord, en hy gaan lewenslang tronk toe, dan bly hy my kind. Dis wat 'n ewige verlossing beteken. Daar's 'n ander plek in die Hebreërbrief waar hy dit ook 'n volmaakte verlossing noem. En dis alleen volmaak en ewig omdat dit gegrond is op die bloed van Christus. Geen ander rede nie. Jesus se offer was nie maar net 'n simboliese daad nie. Jesus se offer het nie maar net vorentoe gewys na iets nie. Dit was die volmaakte ewige offer wat 'n ewige en 'n volmaakte verlossing, sê die Hebreërbrief, teweeggebring het. Dit wat hy uit genade aanbied aan elkeen wat bereid is om in hom te glo, aan elkeen wat bereid is om sy offer te omhels en te sê, Here Jesus, U het ook vir my gesterf, U het ook vir my sondes betaal, en ek gryp dit in geloof aan, natuurlik deur die werking van die Heilige Gees, ontvang 'n volmaakte verlossing en 'n ewige verlossing. En dit bring ons by die derde punt, die verseëling van die nuwe verbond. Vers 15 tot 22. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood
van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hyssop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel. En gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. Wat sê ons elke keer as ons nagmaal gebruik? Wat was die woorde van die Here Jesus? My bloed is die Nuwe Testament, dit is die bloed van die Nuwe Testament in die verbond, né? Wonderlik. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. Byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Christus het gekom en hy het deur sy bloed die nuwe verbond kom verseël. Die vorige verse beklemtoon die voortreffelikheid, dis nou voor vers 15, die voortreffelikheid van die bloed van Christus bo die van kalwers en bokke en wat ook al, maar dit lei tot die gevolgtrekking in vers 15 waar daar staan, daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan verkry. Kenneth Woest, 'n baie bekende Griekse kenner, as daar nou een man is wat regtig Grieks baas was, dan was dit Kenneth Woest. Hy sê die woord middelaar is 'n verbuiging van die woord mesites, wat verwys na iemand wat tussen twee partye in beweeg en optree om vrede en vriendskap te herstel en versoening te bring. Om 'n ooreenkoms te sluit of 'n verbond te bekragtig. Hier tree die Messias op as die tussenganger, die middelaar tussen die heilige God en sondige mense. Dis wat daai woord middelaar volgens Kenneth Woest beteken. Hy skryf verder, hy sê, deur sy dood aan die kruis verwyder hy die hindernis, sonde, wat vervreemding tussen mens en God veroorsaak het. En wanneer 'n sondaar die waarde van sy offer aanvaar, is die skuld en die straf van sy sonde nie meer die sondaar sinne nie. Is dit op Christus oorgedra. Hy het die skuld op hom geneem, hy het die straf volmaak eenmal gedra. Die mag van sonde in so iemand se lewe word gebreek, hy ontvang 'n splinter nuwe goddelike natuur en die skeiding tussen hom en God, sowel wettig as persoonlik, verdwyn. Dis mooi, nee. Pragtig beskrywe deur hierdie man. Ek wil graag iets baie belangriks verduidelik. As jy nou mooi kyk na daai vers 15, dan sien jy baie duidelik, hy praat van almal wat in die Ou Testament offers gebring het en hoe die Here, kom ons lees dit gou weer, daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, hoor nou aandagtig, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis in Christus kan ontvang. Kinders van God, uit sowel die Ou Testament en die Nuwe Testament waar ons vanaand ons bevind, ontvang die beloofde ewige erfenis van die ewige lewe alleen op grond van Christus se kruiswerk. Selfs die offers in die Ou Testament. Alleen op grond van Christus se kruiswerk. Beide mense in die Ou en Nuwe Testament deel in hierdie ewige verlossing op grond van Jesus se kruisdood. As daar nie 'n kruis was nie,
sou al die offers van die Ou Testament niks beteken. 'n ronde nul. Dan was die tabernakel en die tempel en alles wat daar gebeur het, heeltemal verniet. Dit het heen gewys na die kruis. Ja, Christus se dood het ook vir die sondes van die Ou Testamentiese mense gegeld. God het hulle gered, gebaseer op wat Christus vir hulle sou doen. Dis hoe hulle redding ontvang het in die Ou Testament. Hulle is deur die geloof geregverdig, nie werke nie, nie wetsonderhouding nie. Ons gaan by Hebreërs 11 kom en dan gaan ons hoor, deur die geloof het Abraham, deur die geloof het Moses, deur die geloof het al die Ou Testamentiese kinders van die Here. Hulle is uit geloof gered, of deur geloof gered, uit genade. En Paulus verduidelik dit so mooi in Romeine 3 vers 25 en 26. Hoor bietjie hier. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys. Daar moes betaal word, nê, vir die sondes. So is God se geregtigheid bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is in die ou verbond onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Kan jy dit sien? Ook die Ou Testamentiese gelowiges het tot geloof gekom op grond van Jesus. Dit bring ons by die laaste gedagte waarby ons baie kort gaan stil staan. Wat beteken die wederkoms in die konteks van die nuwe verbond? Vers 23 tot 28. Kom ons lees dit saam. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Duidelik. En dan hierdie twee verse, vers 27 en 28. Net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ek wil iets baie belangriks sê. En dit is net dit, dat ons onder geen omstandighede, ooit, op geen manier, moet vashou aan simboliese godsdienstige gebruike, asof dit ons kan red nie. Die doop kan ons nie red nie. Die nagmaal kan ons nie red nie. Geen godsdienstige simbool kan 'n mens red nie, slegs die bloed van Christus. Die enigste weg tot redding. Daarom moet ons ons geloof plaas in die ware hemelse werklikheid, Jesus Christus. En ek het al hoeveel keer gesê, as ons hier 'n babietjie doop en ons besprinkel hom met water, dis maar net 'n teken dat God ook daardie kind se hart met sy bloed wil besprinkel. Dit wat ons vanaand hier geleer het. Dis net 'n simbool, is net 'n teken daarvan. Wat ons hier sien, is dat by sy eerste koms het Jesus verskyn om vir ons hierdie wonderlike verlossing teweeg te bring. Ons het daarvan gelees in vers 24 tot 26, deur sy bloed.
Die tweede wat ons opmerk is die onvermydelike oordeel. Vers 27 wat sê, en net soos die mens bestem is om eenmal te sterwe en daarna die oordeel. 'n onvermydelike oordeel. As enige een van ons vanaand in ons slaap ons laaste asem uitblaas en sterf, dan is al wat oorbly die oordeel. En die oordeel beteken jy gaan of hemel toe of jy gaan hel toe vir die ewigheid. Net een van twee opsies. Net soos die mens bestem is om eenmal te sterf. En dit wil vir my so lyk asof vers 27 en 28 ook vir ons die kontras tussen die ou verbond en die nuwe verbond 'n bietjie wil teken. Die wet het mense veroordeel. En as iemand onder die wet gesterf het en hy het nie sy saligheid deur geloof in Christus ontvang nie, dan beteken dit dis verby. Daar's nie nog 'n kans nie. Jy moet asseblief vanaand kennis neem, geliefde. Jy het net in hierdie lewe 'n kans om Christus as jou saligmaker aan te neem. As jy sterf, is dit verby. Die Rooms-Katolieke het een van hulle 7 sakramente is die laaste oliesel, waar hulle dan iemand anders met olie sal salf ter wille van daai gestorwene, sodat daai gestorwene se siel miskien nog in die ewigheid kan opeindig, die ewige lewe. Dis onbybels. As jy sterf, is dit verby. Soos jy sterf, in die toestand waarin jy sterf, of verlore of gered, bepaal jou ewige bestemming. En dit is wat vers 27 vir ons sê. Maar kyk wat sê vers 28. Net so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem. Hoekom nie die sondes van almal nie? Hy het dan vir almal gesterf. So lief het God die wêreld gehad. Hoekom neem hy die sondes van baie weg? Omdat daar so baie is wat hom verwerp en wat niks met hom te doen wil hê nie, en wat nie die geloofstap wil neem om Jesus as hulle saligmaker aan te neem nie. Hoekom nie? Hoekom sal 'n mens dobbel met jou ewige saligheid? Terwyl dit so duidelik is dat dit net die bloed van Jesus is wat jou kan red. Sal die Here Jesus vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn. Onthou, hy is die eerste keer dat hy ook nie in sonde gekom nie, maar hy sonde gemaak aan die kruis. Maar as hy weer kom, kom hy as die koning, sonder sonde, die alleenwyse God. En dan hierdie pragtige woorde, aan die wat hom verwag tot saligheid. Is daar vanaand 'n verwagting in u hart dat Christus op die wolke moet verskyn en dat u hom naarstiglik tegemoet wil hardloop en hom wil omhels en miskien 'n miljoen keer dankie wil sê? Tyd sal leer wat ons dan, ek dink ons gaan so in aanbidding wees dat ons gaan nie oor die ander dinge bekommer nie. Maar die vraag is of daar vanaand 'n verwagting in u hart is na die koms van die Here Jesus. Ek onthou toe ek in graad 1 was, het my ou boet diensplig gedoen in Walvisbaai en hy het vir ons 'n brief geskryf, dit is nou voor e-posse en al die dinge, vir ons 'n brief geskryf en gesê ek kom daardie datum met 7 dae pas. En daai môre vroeg, dit was vakansietyd, het ek al daar buite op die sypaadjie gesit en wag. Wanneer kom hy? Wanneer kom hy?
En uit hierdie huis uit van my ma het daar die wonderlikste reuke van skaapbout en rys en patats en aartappels en al hierdie lekker dinge so uitgekom. Want Ouboet kom huis toe. Hy kom op 7 dae pas. Daai verwagting, daai verlange, daai uitsien. En ons het in Gerrit Maritslaan gebly en ek onthou as jy so in Gerrit Maritslaan opgekyk het, dan was daar een blok van ons af 'n parkie waar jy skuins deurgeloop het van die stasie af. En ek het daar op die sypaadjie gesit van vroegie môre af. En die volgende oomblik toe sien ek hier kom 'n man met 'n groen berei en 'n bilsak oor sy skouers. Toe hardloop ek my bene stompies. Dit is vir my 'n mooi beeld van dit wat hier staan, dat Jesus vir 'n tweede maal sonder sonde gaan verskyn. Aan wie? Net die wat hom verwag. Die ander het 'n probleem. 'n Enorme probleem. Maar dit hoef nie 'n probleem te bly nie. Want solank as wat 'n mens asem in jou het, is daar die geleentheid om jou voor Jesus te verneder en by die kruis te gaan kniel en vir hom te gaan sê, Here, ek is 'n verlore sondaar. En ek het U nodig. Ek het U offer nodig. Ek het U hoëpriesterskap nodig. Ek het U as verlosser van my lewe nodig. As U dit nog nooit gedoen het nie, is daar enige iets in U lewe wat U vanaand keer? Is daar enige iets wat vanaand in die pad staan? Is dit miskien sondige plesier? Wat is daar wat U vanaand blokkeer en weghou van hierdie groot genade van die nuwe verbond? Ek bid dat die Here mense sal inbring en siele sal red in hierdie tyd. Ek verdink U nie van enige iets nie, maar ek pleit by U as U nie seker is nie. Maak seker, asseblief. Amen. Kom ons word stil. Ek wil tog vanaand vra as daar iemand is, terwyl ons almal ons oë sluit en ons hoofde buig, daar vanaand iemand is wat sê, ek wil vanaand kom en ek wil vanaand my saak met die Here Jesus regmaak. Ek wil hom vanaand vind as my persoonlike verlosser. Dan wil ek baie graag nou vir U bid in my slotgebed. En net as 'n aanduiding, nie is vir my nie, maar vir die Here, dat U wil sê, Here, hier is ek. Dit is ek wat U nodig het. Wil ek vra dat U vinnig U hand opsteek en dit laat sak. Niemand kyk nie. Is daar enige iemand? Kom ons bid saam. Here, baie dankie en ek wil vertrou dat die feit dat daar geen hand opgaan nie, vanaand beteken dat almal daardie sekerheid het. En ons wil bid en vra, Here, as daar iemand is wat miskien skaam is en sê, maar ek steek nie my hand in 'n kerk op nie, dat U in hierdie nag so iemand, deur die werking van U Gees, sal uitdryf om U te soek. Dat U vanaand 'n matras so hard soos 'n klip sal maak en 'n kussing heeltemal onslaapbaar. En dat die slaap van so iemand af sal wyk totdat hy of sy die knie gebuig het voor Jesus. Ag Here, U is vanaand in hierdie hoofstuk so duidelik en so helder as die middelaar van die nuwe verbond met die volmaakte offer en die volmaakte tabernakel voor ons afgeskilder, dat daar geen twyfel in enige iemand se hart kan bestaan dat Jesus die ware en egte saligmaker is nie. Baie dankie vir hierdie wonderlike hoofstuk in U woord. Ons prys en ons eer U daarvoor. Om Jesus ontwil. Amen.